As hy. Nou kan ons hoor. Goeiemôre almal, baie welkom hierso. Ons kan begin met die voorsang. Ons verwelkom ook die mense daar by Herberg AC wat by ons ingeskakel is. Net 'n vinnige opmerking, die selfone, sit die klank asseblief af, dat ons nie 'n stering op die stelsel het nie. Nou begin ons voorsang. Vonk 104, verse 1 en 3, wat 'n vriend het ons in Jesus. Volgende lied is lied Vonk 124 verse 1, Jesus bring vreugde. Lied 224, ons sing dit 3 keer, eers in Afrikaans, dan in Latyn en dan weer in Afrikaans.
Volgende lied is lied 436 verse 1 tot 3. Volgende lied is lied 450 verse 1 en 2, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons volgende lied is lied 453 verse 1 tot 3, aan die Vader dank en ere. Amen.
Ons laaste lied nou is lied 464, verse 1 en 2, O Heer my God. Ons is amper op tyd. Ons prediker vanoggend is Dominee Ben Blom en ek gee oor aan hom. Ek sal nog 'n bietjie help met die lekkers. Goeiemôre en welkom aan elkeen van julle hier in die kerkgebou, maar ook daar herberg aan see wat by ons ingeskakel is. En deesdae waar die tegnologie dit moontlik maak, kan 'n mens eintlik sê almal wat met die internet ingeskakel is by hierdie besondere ontmoeting wat ons het met ons almagtige Here God. Mag elkeen, selfs oor see en ander dele van ons land, wat op 'n manier ook hierdie diens gaan luister of kyk, daarby ook die seën van die Here ervaar in hierdie ontmoeting wat ons hier met mekaar het. Ons het so gesing van die skepping en Anita het dit vir ons ook so mooi hier met die blomme van die alwyne beklemtoon. Baie dankie daarvoor. Daar is 'n hele paar afkondigings. Die eerste en belangrike saak wat ek weer wil herhaal en beklemtoon vir ons gemeente wat daaroor kan bly wees, en dit is dat proponent Rudiger van Huisteen die beroep hierheen aanvaar het as jeugleraar en ook vir ons gesinne wat bedien word. Daar sien julle sy foto ook op die skerm en ons bid hom ook die Here se seën toe met al die voorbereidings en dat hy ook hier in hierdie gemeente, soos ons almal, werklike geestelike tuiste sal ervaar, ook in sy bediening. Ons het ook die weekprogram, daar het hy alles is eintlik op die bulletin, so ek gaan nie vreeslik baie daarvan uitlig nie. Een saak wat ek net wil uitlig, en dit is hier rondom die Gansbaai NGVG bediening missionaal wat nou die 19de Junie die pannekoek storie het. Die kontakpersoon is Ina Mulder en sy het vir my gesê daar is 'n nommertjie op haar telefoonnommer wat verkeerd is. Nou om vir my en vir julle nou die nommer te herhaal gaan nou maak jy sal dalk nie kan onthou nie. So al wat jy moet onthou, waar daar 'n 3 in die nommer is,
moet 'n 2 wees. Gaan die maklikste wees. Daar is nie 'n ander 3 nie. Behalwe die 083, maar dis nie daai 3 wat in die begin is nie, dis in die nommer self. Die 3 moet vervang word met 'n 2. En dan wat op ons weekprogram is die Bybelskool. Ek wil dit graag beklemtoon dat een en elkeen is welkom om steeds nog in te skakel. Al dink jy maar ons is al hier by Johannes 9. Kom val in, wees welkom. Jy is meer as welkom om te kom inskakel nou ook al voel jy die jaar is al 'n end weg. Ons kan met die Here se woord enige tyd inval. Wat die medelee en voorbidding aanbetref, gaan ek nou daarby kom, want ek wil dit graag saam met die kerse hanteer. So ek gaan nou eers vir Martiens aan die werk sit. Baie dankie Martiens dat jy vir my hiermee behulpsaam is. En dit is dan nou die eerste is die verjaardag, dat ons bietjie hierdie heuglike noot kry. Wie het verjaar? Niemand 'n verjaardagviering gehad die week nie. En dan huweliksherdenkings. Is daar 'n verjaarsdag? Pikkie, baie hartlik welkom. Amper kyk ek nie eens daai kant toe nie. Mag die Here vir jou in die nuwe lewensjaar Pikkie, mag die Here vir jou in die nuwe lewensjaar op 'n baie spesiale manier dra en vashou, hoor. Ja. Dan huweliksherdenkings. Is daar enige huweliksherdenkings? Niks van daardie aard hier nie. En dan het ons, die volgende een is dan die doopdatums, die van julle wat dit kan onthou, wat 'n doop herdenk, hierdie wonderlike viering wat ons het, dat ons aan hom behoort, hy verbond het met ons, nog lank voordat ons nog enigstens kon besluit het, hy besluit, niemand op hierdie stadium nie. En dan nuwe intrekkers. Ek wil graag as daar iemand is wat 'n nuwe intrekker is. Niemand nie. Dit lyk my ons het soveel lekkers oor, ons kan vir die mense wat die besoekers is jy dalk besoekers? Vanoggend in ons erediens. Daar is 'n besoeker. Ons gaan vir jou wys, ons is 'n lekker gemeente. En Martiens, daar agter is ook nog 'n hand. Ons sê vir julle baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Ons is bly julle kom kuier vir ons. Ons hoop julle gaan sommer later besluit om te bly ook. Is daar nog enige iemand wat ons dalk nie raak gesien het nie? Dankie Martiens, ek waardeer dit. Ek wou vanoggend sommer net op die skerm gekyk het vir die name, maar ek gaan maar hierdie papier saambring, want daar is 'n hele paar name wat nou bygekom het. Die kerkraad het 'n nuwe besluit geneem. Dit wat julle sien, die roukleed, die laanverkleed wat hier oor die banke hang. Dis 'n nuwe besluit omdat daar besluit is om ook nie net die dienende ouderlinge wat te sterwe kom, maar ook emeritus predikante wat hier in die gemeente dien. En Dominee Frana was 'n baie bekende vir ons en 'n geliefde dominee. Vir my was hy ook spesiaal omdat hy was my enigste mede-tikkie hier wat ek saam met my kon hê tussen al hierdie maties afgetrede predikante en nou staan ek alleen as 'n tikkie van bo af, maar dit was vir ons besonder. Hy was net so 'n jaar na my gewees, my tikkies. En dit was lekker om hom uiteindelik hier saam met hom ook te kon dien. Nou ons wil vir Charlotte en vir hulle seun Gerard en ook die gesin, ek sien hulle is vanoggend hier nie, maar in hulle afwesigheid wil ons regtig vir hulle aan die Here toevertrou. Hierdie kerse wat ek hier aansteek, dink ons in besonder dan ook aan hom en ons voorbidding vir sy gesin in hierdie tyd, maar ek wil nie hierdie kerse net dat dit ons herinner aan die feit dat ons aan sy gesin dink nie, maar ook aan die ander wat hartseer is. Marita Kriel, sy was voor by die kerkkantoor wat oorlede is, en dan Emily McCauley,
Sy was by herberg aan see, sy is oorlede, en dan ook Petro Vermeulen het ons verneem is ook nou onlangs oorlede. En ons, as ons na die kerse kyk, dink ons in besonder aan hulle, wat ons voorbidding nodig het, die naasbestaanes en hartseer wat hulle is. En dan 'n kers wat ons kan aansteek vir ons mense wat ook onder beproewing is, hospitalisasie, wat swaar kry ook met hulle gesondheid. Ons het hier 'n hele paar name. Ons het hier vir Hannelore Roodman van de Kelders, en dan Dominee Johan Dul se vrou Lucia is ook in die hospitaal op hierdie oomblik. En vir al die bejaardes by herberg aan see. Hierdie kers sê, ons dink aan julle in ons voorbidding, die kers herinner ons om aan hulle te dink in ons gebed. Ons gaan nou daardie geleentheid ook skep, dat ons vir al hierdie mense ook in voorbidding intree. En dan het ons nog 'n naam, ekskuus wat ek nou moes genoem het, ek hom hier so skuins geskryf op my papier, Fina Fourie, is ek reg, sy seun is oorlede. So ons dink ook aan haar in hierdie hartseer tyd. Sy is van Baadskindersbos, dankie Floors. En dan is daar ook 'n ander verjaarsdag wat ons nou eintlik, ons kon nie die lekkertjie vir haar gee nie, want sy is nie hier nie. Sy is by de Kelders en sy vier haar vandag haar 100ste verjaarsdag. En dit is Bets van der Merwe. Wat 'n genade deur die Here om hierdie 100 mylpaal te kan bereik. So, ons sê vir haar, iemand gaan dit oordra, hartlik geluk, mag die Here vir haar verder dra met gesondheid, na liggaam en gees. Dis vandag ook die biddag vir ons jeug in kategese. So ek wil graag 'n kers ook daarvoor aansteek wat ons herinner, dat ons aan ons jong mense dink, maar in besonder dan ook ons onderrig, wat ons hier in ons gemeente ook vir hulle gee. Mag die Here elke kategeet en elke jong mens en kind, nie net in ons gemeente nie, maar dwars oor ons land en wêreld, waar hulle bevind, bewaar met sy gees en vorm deur sy Heilige Gees. Ek hoop nie ek het ergens nog 'n naam wat ek nou skuins geskryf het hier verloor nie. Wat Dominee Franna se diens aanbetref, dit is so die Here wil donderdag, eerskomende donderdag, 11:00 die oggend, vir die van julle wat daar wil wees, hier wil wees, is hier in hierdie kerk, donderdag 11:00. Ek gaan nou geleentheid gee, net eers hierdie kersie ook aansteek, die groot middelkers. Wat eintlik daarmee sê, dit herinner ons oor hom, oor wie dit gaan. God drie-enig, in hierdie erediens waar hy beloof het, hy is by ons al die dae, totdat hy kom. Kom ons gebruik nou hierdie geleentheid om elkeen persoonlik stil te word. Die mense wie se name ons hier genoem het, ook wat ons van weet wie se name ons nie hier genoem het nie. Die kerse herinner ons. Kom ons dra hulle aan hom op vir genesing, vir vertroosting, vir sy genade. Almal wat hom aanroep vir genade, dat hulle mag verhoor. En kom ons wy onsself toe in gebed vir hierdie ontmoeting wat ons met hom het. Gee geleentheid daarvoor. Almagtige Skepper God en ons Vader, ons Here Jesus Christus en ons Here, heilige, herskeppende, vertroostende Gees.
uit U en deur U en tot U is alle dinge. Ja, en U gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. En daarom kan ons ook vanoggend bly wees en sonder ophou jubel te midde en ten spyte van baie dinge wat vir ons verslae maak oor wat U gaan skep. Ons harte verlang na wat U gaan skep. U gaan 'n Jerusalem skep, 'n woonplek skep wat vol blydskap gaan wees. Ja, waarvan die inwoners vreugde sal beleef. Amen. Geliefdes, ek groet julle in hierdie wonderlike God, Vader, Seun en Heilige Gees se naam, wat jou as 'n ware tegemoet wil hardloop, soos in daardie gelykenis waarin Jesus sy Vader aan ons kom voorstel het, en jou wil kom omhels, jou wil vashou, vir jou kom sê ek is lief vir jou en ek gaan jou dra tot in my nuwe skepping. Mag jy dit beleef deur die werking van sy Heilige Gees. Vir hom kan ons loof en prys. Ons gaan dit doen met 3 liedere. Psalm 100 die eerste vers, Psalm 33 die eerste vers en Psalm 146 verse 1, 4 en 6. Ons gaan dit direk na mekaar sing en ons doen dit staande en jubelend. Tot Gods lof en eer.
Aangesien dit ons biddag is vir ons jeug en ons kategese, wil ek graag hierop fokus. Kom ons luister vanoggend ook na ons groot kategeet, ons leermeester. En hy doen dit met die gedeelte daar uit Deuteronomium, waar ons weer opnuut besef, wat is die wet van God? Ons lees in Deuteronomium 6 vers 4, luister Israel, en dit beteken luister gemeente, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. En daarom moet jy die Here, jou God, lief hê, met hart en siel en met al jou krag. Ons moet hom voluit lief hê. Dit gaan oor 'n verhouding van liefde, wat hy met ons wil hê en wat ons met hom moet hê. Nie net 'n klomp dinge wat ons vir hom doen nie, maar 'n verhouding. Gaan nie net oor godsdienstbeoefening nie. Dit gaan oor 'n verhouding, 'n verbondsverhouding van liefde. God met my en ek met hom. En hierdie gebod en al die ander gebooie wat in liefde saamgevat kan word, is dit wat hy in Deuteronomium sê, dit moet in ons gedagtes bly. En as dit in ons gedagtes bly, dan beteken dit daar waar ons in ons alledaagse lewe besig is, sê hy, jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. En as jy in jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan, met ander woorde, waar jy ook al, wat ook al mee besig is, in jou alledaagse gang met jou kinders of kleinkinders, as hulle hier kuier, moet ek met hulle daaroor praat. Ek moet vir God leef in liefde. En ek moet vir my kind daardie voorbeeld stel. Ek moet vir my kind daardie inspirasie wees om God so met al my krag lief te hê, met al my hele wese. Kom ons benut daardie geleenthede wat ons het. En daarom moet ons dit as 'n herinneringsteken vasbind in ons hande, dat ons dit nie vergeet nie. Dat ons moet besef dat wat ek ook al doen, ek word opgehou deur my kleinkinders of deur my kinders. Julle weet mos, daar word gesê dat hulle doen nie wat jy sê nie, hulle doen wat hulle sien. So my hande moet getuig van my liefde vir hom, in wat ek doen, in my optrede. Dit moet 'n merk op my voorkop wees, so dit wat ek sê en bedink en wat ek op reageer, moet my kinders en kleinkinders kan agterkom hoe lief ek God het. Ek moet dit skryf op my deurkusyne. Dit beteken, daar waar ek in en uit beweeg in my huis, moet my huis gekenmerk word aan hierdie huis is gevul met 'n liefde vir God. En so ook op my stadspoort, hier waar ons beweeg, rondbeweeg, moet dit gekenmerk word aan hierdie liefde. Kom ons neem dit ter harte. En kom ons bid dan ook daarvoor. Here, ons het U lief. Maar ons besef ook dat ons liefde so ver tekort skiet, dat dit nie altyd 'n herinneringsteken op ons hand of op voorkop is nie, dat ons baie keer dinge sê onnadenkend, dinge doen, of dalk versuim om te doen. Maar ons bid, Here, waar ons jeug gevorm word, deur kategete en deur ons ouers en deur grootouers, deur onsself wat bevoorreg is om ons kinders of kleinkinders te kan hê, as ons kuier of as ons by mekaar uitkom, dat U ons in staat sal stel om hierdie liefde, hierdie passie wat ons vir U het, hulle as 'n ware te inspireer. Daarom bid ons vir elke kategeet wat U ook in hierdie gemeente gebruik. Seën vir hulle in hulle groot en verantwoordelike taak. Seën ons leraars.
Seën ons kerkraad. Seën elkeen in 'n leiersposisie, veral ook rondom ons jeug. Ja, Here, waar ons dan ook ons nuwe proponent Rudiker van Huisteen gaan ontvang, juis vir ons gesinne en vir ons jeug, dat U hom sal seën en wonderlik gebruik in hierdie gemeente. Ja, dat U ons kinders en jong mense en jeug sal beskerm, Here, in hierdie wêreld en lewe, waar hulle so gebombardeer word met baie invloede, met baie versoeking en verleidinge, meer nog as in ons jong dae, met al die tegnologie, met al die ontwikkeling, waarin hulle blootgestel word, wat ook nie altyd reg is nie. Baie dinge wat kan help en wat goed en mooi en waar en reg is, maar bewaar hulle, Here, van dit wat kwaad is. En seën vir hulle, dat hulle mag opgroei, ook met hierdie passie en liefde vir U. Ons bid vir hulle, Here, wat hartseer is. Ons wil hulle almal aan U opdra en toevertrou. Vir Marita Kriel se naasbestaanes, vir Emily McCauley se naasbestaanes, vir Dominee Franna, vir sy vrou Charlotte en seun Gerard, vir Petro Vermeulen en haar familie, ook vir Fina Fourie wat haar seun van oorlede is. Seën en troos vir hulle. Baie van ons gemeentelede sit ook vanoggend hier dalk met bagasie van verlange, van seer in die hart, van hartseer. Wil U kom vertroos, ook hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan, Hannelore Roodman met haar gesondheid, ons bejaardes by Herberg aan See, vir Lucia Dil. Here, wees vir hulle genadig. Elke mens wat na U roep om genade, wil U hulle verhoor. Vir Tannie Bets van der Merwe wat 100 jaar oud geword het, dank ons die Here vir hierdie mylpaal wat U haar kom gee uit genade. Wees met elkeen van ons lidmate in hierdie gemeente en in hierdie gemeenskap ook, oor kerkgrense heen, oor kleurgrense heen. Ja, waar ons in die afgelope tyd ook ontwrigting beleef het met betogings en opstandigheid. Here, wil U vrede kom gee, wil U oplossing kom gee, wil U vir mense wat hiermee werk wysheid gee, dat hulle kan optree met U waarheid, volgens U wil. Ja, kom onderrig ons ook elkeen vanoggend hier in hierdie erediens met U woord. Ons, U kinders, luister. In Jesus se naam. Amen. Voordat ons gaan saam luister na hierdie wonderlike woord van die Here, gaan ek vra dat ons groot kategeet en leermeester na wie ons wil luister, dat ons onsself aan hom gaan toewy. Maar ons gaan dit simbolies doen. Ons gaan dit doen deur onsself toe te wy simbolies aan die Here met ons offergawe. Soos jy vanoggend jou offergawe in daai sakkie plaas, sê jy daarmee, maar ek gee myself vir hom. Kom ons dink bewuslik daaraan as ons nou ons offergawe bring.
Liewe gemeente, waar ons nou ook op 'n simboliese wyse ons offergawe, maar ook onsself as 'n lewende offer gebring het en ons toegewy het aan hom. Kom ons doen dit ook met ons geloofsbelijdenis en ons doen dit hardop saamstaande. Kom ons doen dit hardop nou. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Soos ek reeds ook in my gebed het genoem en vermeld het, het ons die afgelope tyd nie 'n lekker tyd beleef nie. Want daar was soveel opstandigheid en ongelukkigheid en tragiese gebeure, reg of nie reg, wetlik of nie wetlik reg nie. Omdat daar soveel mense uit ons buurlande in ons gemeenskap en ook landwyd vir ons plaaslike mense bedreiging vir hulle is. Nou ons weet baie is onwettig in die land en ons weet ook baie is welwettig in die land. Ons gaan nie daaroor uitspreek nie. Punt is net, dis baie ontstellend, al hierdie dinge wat gebeur. Maar dit beklemtoon net soos die prentjie nou, daar is weer eens opnuut hoe belangrik woonplek vir 'n mens is. 'n heenkome. Ongeag van wie jy is, jy wil graag daardie ideale plek hê waar ek wil praat van 'n woonplek. Want 'n woonplek is nie net die tuiste, die huis waar jy veilig is en geborge is saam met jou huismense nie, maar woonplek sê ook dis daar waar jy werk, dis daar waar jy beweeg, dis daar waar jy ontspan, dis daar waar jy saam met ander mense kuier en 'n deel is van 'n gemeenskap. Almal wil so 'n woonplek hê. Nou die eerste prentjie wat ons linksbo sien, is die van 'n baie luukse woning. Dit is natuurlik vir baie mense 'n droom om so 'n plek te kan hê by die see. Maar jy betaal geweldig baie hoë prys. Hoë premie vir jou belasting en is onbekostigbaar. En wat van as daar 'n tsunami kom of as daar 'n springgety storm kom, wat se skade so teen aan die see het ons nie ook al die afgelope tyd hier aan ons eie Kaap gesien wat gebeur nie. Of 'n stil plek ergens in die berge, 'n houthuisie, so romanties, met die kabbelende stroompie en die stilte van die nag en die berggeluide. En jy is blootgestel aan brande in die berg. Wat maak jy? Of as jy getuister word hier op Bobbejanus, soos jy by Betty's Baai, is nou nie die mees ideale noodwendig nie, nee. En so ook die volgende prentjie waar stil op die plaas waar jy net die ritme hoor van die windpomp. En die sterrehemel in die aand. Ons hoor van soveel plaasmoorde, van soveel mense wat geteiken word op plase met aanvalle. Blootgestel, ook as jy in die dorp woon of in die stad woon in 'n doodgewone huis, daar kan hulle inbreek, is jy blootgestel aan misdaad. Selfs hoog in 'n woonstel gebou is jy nog steeds nie veilig nie en jy is blootgestel aan al hierdie stadsgevoel en misdaad wat plaasvind in die geraas wat daar is.
die mense in 'n plakkerskamp te meer moet oorleef. Blootgestel aan uiterste temperature en rioolwater en dienste wat nie altyd na wense is nie. Bende geweld soos hier op die Kaapse vlakte. Of nog meer uitgelewer om op straat te wees en te moet oorleef. Wat 'n woonplek is dit? Of in 'n klein kamertjie waar jy vasgekeer word tussen 4 mure. Soek jy na 'n volmaakte woonplek? Bestaan daar so iets? Kom ons lees Jesaja 65 vers 17 tot 25 en ons hoor wat het God vir jou en vir my in gedagte. Vers 17. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Dit sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem en ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Daar sal geen kind sterf wat maar 'n paar dae oud is nie. En geen grysaard wat nie sy jare uitgeleef het nie. As iemand op 100-jarige leeftyd sterf, sal dit beskou word asof hy jonk gesterf het. As hy nie 100 word nie, sal hy beskou word as iemand wat vervloek is. Dan sal mense huise bou en self daarin woon en hulle sal wingerde plant en self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waarin ander sal woon en hulle sal nie wingerde plant waarvan ander die druiwe sal eet nie. My volk sal so oud word soos 'n boom. Die wat ek uitverkies het, sal self die vrug van hulle handewerk geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders hê vir wie daar rampe wag nie. Want hulle sal 'n volk wees wat deur die Here geseën word. Hulle en hulle afstammelinge. En voor hulle nog roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Die wolf en die lam sal saamwy. Die leeu sal strooi vreet soos 'n bees. En stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerds gedoen word nie. Niks vernietig word nie, sê die Here. Wat 'n belofte. God beloof in die eerste plek 'n nuwe woonplek en lewe. As ons kyk na hierdie teksvers, wil ek graag daarop fokus waar hy sê, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Dis die twee gedagtes wat ek graag wil tuisbring. Die nuwe woonplek en lewe en 'n jubelende lewe. Kom ons kyk na die eerste belofte deel. God beloof 'n nuwe woonplek en lewe. As ons kyk eers na die woonplek deel. Woonplek het ons nou reeds vir mekaar gesê is uiters lewensnoodsaaklik vir 'n mens. En daarom het God ook in die begin, toe alles woes, leeg en in donker gehul was en onder diep waters, het hy stelselmatig deur sy skepende hand en woord, het hy gesê, laat daar lig wees. Laat daar skeiding kom, laat daar droë grond wees, laat daar plante en diere wees. Het hy 'n woonplek geskep vir die mens, 'n paradys, waarin hy gelukkig kan woon en werk. En toe kom die sondeval. En kom beduiwel alles. En die bose sorg nog steeds daarvoor dat alles moet terugkeer na chaos. Terugkeer na duisternis, terugkeer na verwoesting en dood. En wêreldwyd sien ons dit aan die orde van die dag met oorloë en opstande en bombardering van mense se wonings, vlugtelinge wat ontwortel is,
ontwrigtes wat vlug na 'n ander heenkom, 'n ander plek om te bly. Ons eie kinders, vanweë politieke omstandighede, bevind hulle oor see van baie in ons gemeente. Werk elders in verstrooiing as ware in die hele wêreld. Die mense in Afrika stroom in Europa in die noorde, en hier in die suide stroom hulle hier in Suid-Afrika in. En so word hierdie woonplek nog 'n groter probleem, want so het almal nie werk nie, en is misdaad die enigste manier hoe hulle regtig sien hoe hulle kan oorleef. En is daar behuisingsnood, en noem maar op, kyk hoe lyk dit in ons land. Ek hoef nie vir julle dit uit te spel nie, kyk hoe gaan dit. Dit was nie die Skepper se bedoeling dat dit so moes wees. Al hierdie hartseer, al hierdie pyn, dit wat ons ook voor Kerse vandag aangesteek het om ons te herinner om vir hierdie mense in te tree, al die ongeluk en ontwrigting en die dood self, is nie God se bedoeling met sy skepping gewees nie. Ons Skepper se bedoeling was dat ek en jy gelukkig en veilig moes woon in 'n volmaakte paradys. Om vir ewig saam met hom hierdie skepingswerk van hom te kan geniet. Ja, soos wat daar in Genesis 3 vers 8 geskryf word, waar vir 'n wandeling kom in die aandwind met die mens, en toe kruip die mens weg, want toe het hy reeds in sonde geval. God wou so met jou en my as mens wou hy wandel, 'n intieme verhouding hê, om sy skepping saam te kon geniet. Om met blydskap en jubeling hier te kon bly. Saam te kon met hom heers, soos wat hy die opdrag vir ons gegee het vir die mense in die begin. In volkome gemeenskap met die Skepper. En nou lees ons hier in Jesaja, hierdie profetiese woord wat kom tot die volk Israel, en die volk Israel, waar bevind hulle? Is 'n ontwrigte volk. Hulle was weggevoer in ballingskap. Hulle het hulle landerye en huise en hulle tempel en 'n stad verloor. Deur die Babiloniërs wat kom inpalm het en weggevoer het. En daar was hulle in 'n vreemde land. En nou is hulle terug hier in Jesaja 65, is hulle weer terug, en moet hulle van niets af opbou, en is hulle in hierdie chaos van hierdie vernietigende stad en omgewing van hulle wat hulle geken het as hulle woonplek. En hulle wonder maar, het die Here ons vergeet? Gaan hy nog weer by ons kom bly, soos hy beloof het? En hulle het al hierdie vrae, en al hierdie moedeloosheid in hulle binneste, en dan kom Jesaja in Jesaja 56 tot Jesaja 66, en hy kom beantwoord hulle vrae. Hy kom gee hierdie profetiese perspektief vir hulle, en hy gee vir hulle veral in hoofstuk 60, sê hy vir hulle, maar ek gaan by jou in Jerusalem kom woon. Net soos wat hy aan die einde van die Bybelboek ook kom sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mens. Dis waar hy wil wees, by jou en my. En daarom gee hy hier in Jesaja 65 nou hierdie profetiese troos en bemoediging ook vir jou en vir my, wat hy vir die volk daar kom gee het in hulle ontwrigtende omstandighede. En hy sê hier in Jesaja 65 vers 17, sê ons Skepper, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Nou is dit interessant dat as hy die woord skep gebruik, dan is dit presies dieselfde woord, bara in Hebreëus, wat hy gebruik het in Genesis 1 vers 1, en begin het God die hemel en die aarde geskep. Nou sê God, ek gaan weer skep. Maar nou gebruik hy woord daarby, gaan nuut skep. En hierdie woordjie nuwe of nuut, hadasha in Hebreëus, beteken herstel, herskep. Met ander woorde, terug na die oorspronklike bedoeling soos wat dit moes wees. Terug soos wat dit was voor die sondeval. Dis nie 'n absolute vervanging of 'n ander aarde of hemel nie. Nee, dit is die bestaande een. Soos wat jy 'n huis kry wat jy aan verbou of herbou, al die krake en al die swak dele wat vervang word, groter vensters wat ingesit word sodat jy 'n uitsig kan hê waar dit toegebou was of hoe dit ook al sê. Dis dieselfde huis, maar hy's nuut, herskep, of soos die Bybel beeld ook het van goud wat gelouter word. God gaan hierdie skepping van hom, ja, wat in vuur en vlam gaan vergaan,
gaan hy louter reinig, herskep en nuut maak, sodat die ou dinge verby is en vergete kan wees. Alles weer nuut. Nie net die bestaande omstandighede nie, ja, 'n radikale herskepping van die ganse kosmos. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So hierdie nuwe woonplek gaan volmaak wees, want God wat volmaak is, gaan dit doen. En hy waarborg dit. Hy waarborg dit aan die einde van sy Bybelboek wat hy vir ons gegee het in Openbaring 21 vers 27. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs doen en vals doen, sal ooit weer daarin kom nie. Al die misdaad en terreur wat ek en jy leer ken in ons land en wêreld, gaan verby wees. Dis ons nuwe woonplek. Maar wat behels die lewe in hierdie nuwe woonplek? Bring my by die tweede aspek van hierdie belofte. God beloof 'n nuwe lewe. Hierdie ou stikkende woonplek en lewe sal iets van die verlede wees, vergete wees. Die gevolge van die sondeval gaan uitgewis wees, gaan eintlik omgekeer wees, want vers 17 sê, aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. So dit gaan nie deel wees van die nuwe lewe nie. Dit sal nie in mense se gedagtes opkom nie, sê die 2020 vertaling. Jy gaan nie dit in herinnering gaan roep eens nie. Dit gaan gevul wees met al die nuutheid van God se skepping. Lewensgeluk. Gevul met lewensgeluk, soos hier in vers 19 staan, daar sal nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Huil van hartseer of van pyn, om hulp roep vanweë krisis of nood of swaar kry of van desperaatheid, sal nie meer gehoor word of nodig wees nie. Sal gevul wees met lewensgeluk. Sal gevul wees met sin en betekenis, sê vers 20. Daar sal geen kind sterf wat maar 'n paar dae oud is nie, of geen grysaard wat nie sy jare uitgeleef het nie. Dis maar 'n aardse beskrywing van iets wat eintlik onbeskryflik is. So 'n aardse manier van praat word nog hier gebruik, maar dit gaan oortref word. Geen ontydige of traumatiese dood of sterfte gaan daar wees nie. Dit is wat hier eintlik vir ons gesê word. Sin en betekenis, maar dan ook geregtigheid. Gevul met geregtigheid, sê vers 21 en 22. Dan sal mense huise bou en self daarin woon. Hulle sal wingerde plant en self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waarin ander sal woon en sal nie wingerde plant waarvan ander die druiwe sal eet nie. So geen onreg, geen bedrog, geen roof, geen diefstal, geen inbrake, geen onregmatige onteiening. Reg en geregtigheid sal seëvier. Dit bring vir ons by die feit dat hy ons al reeds seën en hy gaan ons vul met seëninge in die nuwe lewe, vers 23. Hulle sal nie te vergeefs vermoei, hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie, hulle sal nie kinders hê vir wie daar rampe wag nie, want hulle sal 'n volk wees wat deur die Here geseën word. In die 2020 vertaling staan daar, hulle sal geseëndes van die Here wees. Hierdie nuwe lewe beteken 'n geseënde en 'n vrugbare lewe. Die lewe wat dit was voor die sondeval en voordat die aarde vervloek is, met ander woorde. Want die bedoeling was dat die mens moes kon werk, kon heers, met die bevrediging wat dit gee, soos wat Genesis 3 met die vloek het gesê, daar gaan vervloek is die aarde om jou onthaalwe, want doring en distels gaan dit vir jou voortbring, swaar kry sal jy 'n bestaan maak. En ken ons dit nie, al die frustrasies en die teleurstellings en die mislukkings wat jy baie keer beleef in jou werk. Intussen het Jesus gekom en hy het aan 'n vloekhout gesterf en hy het hierdie vloek op hom geneem, sodat ek en jy alleen nie net gered word nie, maar sodat ek en jy ook in ons menslike bestaan herstel kan word, dat ons waarlik kan leef. Dis wat vers 22 dan sê, die wat ek uitverkies het, sal self die vrug van hulle handewerk geniet. Dit wat jy doen sal vir jou genot wees, arbeidsgenot, arbeidsvreugde as jy wil. 'n Werkstevredenheid waar dit van tevore vir jou te vergeefs was.
soos wat hy nou gesê het, te vergees jou vermoei. Jy gaan woon en werk en heers onder sy seënende hand. Alles sal werk en slaag en goed wees en bevredigend wees. Dit klink soos hemel op aarde, nie waar? Dis inderdaad so. Hemel op aarde, op die nuwe aarde. Want het jy geweet dat die woord wat daar gebruik word vir die werkopdrag wat die mens gekry het, die woord aboda in Hebreëus beteken eintlik, as jy dit in opsigte van God gebruik, ek werk vir hom, ek aanbid hom, dis wat die woord ook dan beteken, aanbidding. 'n Nuwe lewe van aanbidding vir ons Skepper, ons Herskepper, en dit bring vir my by die volgende waarheid, dit gaan gevul wees met hierdie Here self. Vers 24, voor hulle nog roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog praat sal ek hulle gebed verhoor. Dis inderdaad hemel op aarde, want die Here gaan in so intieme verhouding met jou en my wees, ons gaan dit so intens beleef, dat nog voordat ek bid is dit al beantwoord, nog voordat ek dink gebeur dit. Ons nuwe lewe beteken hierdie gemeenskap met die Here, 'n wandel met hom op die nuwe aarde, 'n intieme verhouding waarin woorde as ware oorbodig gaan wees. God drie-enig is teenwoordig. Wat 'n belewing. En dis nie al nie. Want sy volmaakte teenwoordigheid, waarin ek en jy as ware sonder woorde met hom kan kommunikeer, oral en altyd, vir ewig, beteken dat daar nog iets meer ondenkbaar gaan plaasvind. Die nuwe lewe gaan gevul wees met harmonie. Hoe word dit beskryf? Vers 25, die wolf en die lam sal saamwy, die leeu sal strooi vreet soos 'n bees, en stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerds gedoen word nie, niks vernietig word nie, sê die Here. Volmaak. Harmonie. Tussen God en mens, en tussen mens en mens, en tussen mens en die skepping. Paradysomstandighede, soos wat God dit bedoel het om te wees. Dit wat vir die mens onmoontlik lyk, soos wat ons nou in die beskrywing gehoor het, dit wat ondenkbaar is, dit wat eintlik as 'n ware onrealisties is vir God moontlik. Wat alles kom skep het en weer kom herskep. Want dit is nie menslik van aard nie, dit is goddelik van aard. In sy almag kom skep hy en herskep hy 'n woonplek en lewe, sonder vyandskap, sonder gevaar, sonder vernietiging, sonder vrees. Volmaakte harmonie en vrede. En ons is nie die enigste wat hieroor kan opgewonde raak of wees nie. God nooi vir ons om saam met hom opgewonde te wees, want hy raak opgewonde as ek die woord mag gebruik. En hy nooi vir ons in die tweede plek om saam met hom te jubel. Ja, saam met hom, vers 19, ek sal oor Jerusalem juig, sê die Here. Oor my volk sal ek bly wees. En dan nooi ons in vers 18, wees bly en jubel sonder ophou. 2020 vertaling sê vir altyd. En dit sal vir altyd kan, van hier af tot in die ewigheid, oor wat ek gaan skep. Hierdie herskepingsgebeurtenis, liewe gemeente, is so groot, so aangrypend, so onbeskryflik aangrypend en wonderlik, dat ek en jy kan nou alreeds met geloofsblymoedigheid opgewonde wees en jubel. Met 'n geloofsblymoedigheid kan ons ook sonder ophou van hierdie erediens af die lewe instap. Want ons nuwe woonplek word beskryf as 'n gelukkige woonplek. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sê vers 18. Ja, kyk, ek gaan 'n Jerusalem skep as iets om oor te juig, 'n gelukkige woonplek. Maar met gelukkige inwoners, vers 18 sê sy inwoners sal vreugde hê. Dis vir my nogal 'n unieke en uitsonderlike beskrywing van die Here. 'n Mens dink nooit regtig oor die Here as 'n jubelende God nie. Maar hy self jubelend en vol blydskap.
oor dit wat hy van plan is om te doen vir jou en vir my. En ek en jy as sy kinders, deur ons geloof in Jesus het ons sy kind geword, erfgename geword van sy heerlikheid wat hy vir ons wil beskik. Ons moet saam opgewonde wees, saam jubel. En dit beteken dat hierdie blydskap en vreugde kry eintlik nou 'n ewigheidsdimensie. Dis nie net vir hier op aarde nie. En terwyl ons hier op aarde nog op pad is, te midde van al die dinge wat ons ongelukkig sou maak hier op aarde, kan ons oog hou op Jesus. Die begin en die volëinder van ons geloof. Ja, hy is inderdaad die begin van die skepping. Want daar staan in Kolossense 1, hy deur wie God alles geskep het wat in die hemel en op die aarde is. En in Johannes 1 vers 8 sê hy ook, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Hy is die begin van die skepping, maar so die begin van jou en my herskepping. En gaan hy ook hierdie skepingswerk wat herskep word, gaan kom voltooi. In vers 10 van Johannes 10 staan daar, hy het gekom dat ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed. En dan sê hy daar in Johannes 14, vers 1 tot 3, dat hy sê, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan vir julle plek gereed te maak. En wanneer Jesus weer kom, lees ons hier op die laaste Bybelbladsye in Openbaring 21 vers 1 tot 4. Die bruid Jerusalem wat uit die hemel neerdaal op die nuwe aarde. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Die dinge wat ek en jy tans nog beleef. En toe sê hy wat op die troon sit, die koning van die heelal, kyk, ek maak alles nuut. En met hierdie toekomsverwagting van 'n volmaakte woonplek, geliefdes, wat wel moontlik is by God, wat hy vir ons beloof, kan ons met blymoedigheid leef. Kan ons dit inskerp by ons kinders, daar is 'n toekoms wat oor hierdie wêreld heen reik tot in ewigheid. Daar is hoop. Kan ons dit inskerp by hulle en by ander wat op ons pad kom, wat ontwrig is, wat soekend is na woonplek en na 'n ware lewe. Daar is 'n volmaakte woonplek en 'n volmaakte lewe wat God beloof. Ons kan die evangelie verkondig in Jesus. En Sondag na Sondag en erediens na erediens kan ek en jy dit kom vier, want ons vier elke Sondag wat in die Christendom die opstanding van Jesus Christus op die Sondag. En dis die eerste teken dat ek en jy kan deel. Hy leef en daarom sal ek leef vir altyd. Dis die teken wat ek en jy kan vier Sondag na Sondag. Daar's vir ons troos en hoop, geliefdes. En ek wil afsluit met iets wat gebeur het in my bediening in Belfast waar ek was. Toe ek 'n Rousmart besoek moes bring aan 'n lidmaat in huis wat 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Kom saam bid vir troos en in hierdie hartseer vir berusting. En terwyl ek hierdie woord van troos kan bedien en kan bid vir aanvaarding en berusting en krag, klink daar ergens in die huis uit volle bors 'n kanarie wat sing. En julle ken die klanke van 'n kanarie met sy vrolike klanke, dit weer galm deur die huis en dit kom vol elke vertrek, terwyl ons eintlik in hierdie hartseer sit. En dit kom vol ons harte op 'n ander manier met 'n jubeling.
net soos hierdie kanarie, kan ek en jy ook in hierdie onvolmaakte en stikkende wêreld, soos in daardie huis met sy hartseer en verslaanheid, en soos ons ook baie is vanoggend in verslaanheid en hartseer, kan ons blymoedig wees en gaan blymoedig leef. Met 'n lied in ons hart, Jesus Christus ons Heer, U is ons vrede, U is ons vreugde. Kom ons sing dit, lied 492 vers 1 en 2, daarmee sluit ons af en ons bly staan vir die Here se seën. Ontvang die seën van ons Here en gaan leef met hierdie blymoedigheid. Hy's bokant jou om jou te seën. En hy's langs jou om jou by die hand te neem en die pad met jou te stap. Deur al die swaar. Hy's onder jou om jou te dra as die pad vir jou te moeilik is. En hy's voor jou om die pad vir jou te wys, volg hom tot in ewigheid. En hy's agter jou om die aanslae van die bose af te weer. En hy's rondom jou om jou vas te hou met sy ewige liefde. En hy's in jou deur sy Heilige Gees, sodat jy die vrug van die Gees mag beleef, vreugde. Amen. Yeah.